My liewe vriende, ek wil vir jou nooi vanmôre dat ons die woord van die Here sal oopmaak by Matteus hoofstuk 27. Die gedeelte handel dan oor die kruisiging en die sterwe van die Here Jesus. En wil ek graag so bietjie wegkom van die reeks waarmee ons besig is en net so ietsie met u deel oor iets wat die Here vir my in die week gewys het en iets wat 'n groot en 'n wonderlike impak in ons lewens kan hê as ons hierdie waarheid, hierdie wonderlike uitreik van God verstaan en aanneem. Matteus 27, ons lees vanaf vers 45. Kom ons gee die Here die aandag en die eerbied terwyl sy woord in ons midde oop is en ons hoor dan so sê die Here. Jesus is aan die kruis en daar het 'n klomp dinge gebeur tot en met vers 45. Maar ek wil jou aandag van hier af verder fokus. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eli, Eli lama sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn. En sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem uitgeroep en die Gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. En die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die Seun van God. Ek wil jou aandag vestig op vers 52 en vers 53. Ek glo dat u dit al gelees het, dat toe Jesus sterf, daar 'n klomp dinge gebeur, 'n aardbewing, die voorhangsel wat skeur, die rotse wat uitmekaar uitskeur en grafte wat oopgaan en liggame van ontslape heiliges wat opstaan. Maar dan sê vers 53, en na sy opstand het hulle uit die grafte en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Daar is altyd meningsverskille tussen godsdienstleiers oor watter van Jesus se laaste optredes in die skrif die belangrikste is. Is dit sy kruisiging? Of is sy opstanding belangriker?
As jy vanmôre sou dink en hierdie vraag moet antwoord, dan sal ek graag wil hoor wat u sê. Was dit belangriker dat hy moes sterwe, of was dit belangriker dat hy moes opstaan? Hierdie werk van sy sterwe en opstanding as verlosser moet altyd as 'n eenheid gesien word. Maar daar's tog iets in die Bybel wat een van die twee so 'n bietjie, as ek nou mens kan wees, bokant die ander plaas. Die een kan nie sonder die ander nie. Maar daar's tog iets wat een van hierdie twee geleenthede net so 'n bietjie verhef bo die ander. Sy sterwe was die betaling vir ons sondes. Maar sy opstanding het ons die oorwinning oor sonde, die dood en die ewige straf bevestig. Matteus maak melding dat toe Jesus gesterf het, die grafte geopen het. Dit is baie interessant dat die liggame wat opgewek is nie dadelik tevoorskyn gekom het nie, maar in vers 53 sê hy, eers na sy opstanding is hierdie opgestane heiliges in die stad gesien. Die vraag sal wees, waarom? En ek wil vinnig dit met jou deel en dan kom by die deel wat ek dink die opstanding so bietjie bokant die kruisiging verhef. Matteus maak egter 'n ander opmerking van wat plaasgevind het, 'n aardbewing waar die skepping reageer op die verlossing. Jy sal onthou dat Paulus skryf in Romeine hoofstuk 1 waar hy sê dat die skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders van God. Die skepping reageer omdat die sterwe van die Here Jesus die begin is van die herstel van die skepping. Die voorhangsel skeur van bo tot onder en hierdeur maak God vir jou en vir my toegang tot die Vader. Nooit weer moet 'n priester in die allerheiligste ingaan en vir die mens intree nie. Ek en jy kan vanmôre in die teenwoordigheid, die Hebreërskrywer sê in Hebreërs hoofstuk 4, ons kan met vrymoedigheid die troon van genade nader en op die regte tyd gehelp word. Maar die grafte wat open is vir my die belofte van iets baie, baie groot is. Al hierdie ander dinge is sigbare openbarings en verheerlikings van God se genade en die skepping. Maar die oopmaak van die grafte bied vir my en jou 'n belofte. Jesus sterwe nie as 'n slagoffer nie, maar een wat sonde, die dood en die graf konfronteer. Die sterwe van die Here Jesus kom spreek die mag van die dood aan. Paulus skryf van as hy sê, dood, waar is jou angel?
En ek en jy kan vanmôre met hierdie wat ons gaan met u deel, met hierdie waarheid sit. Weet jy, my liewe toehoorder, die dood is tydelik. Vir hom en vir jou wat Jesus Christus ken as die verlosser en die saligmaker van jou hart, is jou dood net tydelik. Dis gekoppel aan tyd. En wanneer ons hierdie saak besef, dan besef ons dat dood het nie meer hou vas nie. Dood se mag is gebreek. Die graf wat oopgaan, praat van vernuwing. En sonde sidder in die teenwoordigheid van God. En as ons dit verstaan, en as ons nou verder gaan, hoop ek jy sien dit raak, my liewe vriende, dat as jy in die krag van God se Gees wandel, sonde in jou teenwoordigheid sidder. Sonde vir die Gees in jou bang is. Maar dis soos die leeu. Dis hoekom Petrus sê, die duiwel is soos 'n brullende leeu. Hy is nie 'n leeu nie, hy maak soos 'n leeu. En sy maanhare intimideer jou. Want hy wil hê jy moet jou oë van Christus afhaal en op hom fokus. Maar eintlik sidder hy vir die krag wat daar in elke kind van God is. Jesus word nie voorgestel as een van die opstandings onder baie nie. Maar ons gaan nou sien as die bron, die oorsprong van die opstanding. 1 Korintiërs 15 praat van hom as die eerste ling wat gesterf het. Daar het baie mense voor hom fisies gesterf. Maar hierdie sterwe waarvan ons lees in hierdie opstanding is iets wat ewigheidswerk kom bring. Hy was die eerste een wat in die graf ingegaan het en aan die ander kant van die graf opgestaan het en die dood oorwin het en opgestaan. En soos 1 Korintiërs 15 sê, hom lewend aan mense kom bekend maak het. Niemand kon voor hom opstaan nie. En dis waarom die dooies wat opgewek is toe hy sterf, nie kon uit die graf uitkom nie, want hy was die eerste een wat moet opstaan. Niemand kon voor hom opstaan. Omdat hy die weg geopen het vir elke opstanding daarna. Hy breek die dood en die gevangenis oop. En hy maak die dood nie meer skrikwekkend nie. Ek glo met my hele hart. Jy hoor baie mense sê, en ek het dit vir my ma gesê voor sy oorlede is. Sy sê vir my, ek wil na jou pa toe gaan. Ek sê, mamma, jy gaan nie. Jy gaan nie na papa toe. En sy kyk my met sulke groot oë aan, of ek hoor ek lieg as ek sê kyk, want ek was nie by haar nie. Ek hoor die stilte in haar stem. En ek sê vir haar, ma, weet jy dat as jy papa toe gaan, is dit nie die hemel wat ek wil hê. Want om net met my vrou en met my kinders en met my pa te verenig is nie hemel nie.
Want die teenwoordigheid van God, en dis hier wat ek vir jou moet verstaan, dat Jesus se opstanding die mag van die dood breek. En dit nie meer 'n verskrikking maak. Die heerlikheid van die Here, die oomblik as jy sterf as 'n kind van God, is so groot, dat die ontmoeting met Papa 'n vuurtjie lig is. En as jy dan fokus om vir Pa te sien, mis jy die heerlikheid van die opstanding. Niemand kan dit beleef om as Jesus nie opgestaan het. Die heiliges betree hierdie stad as getuies dat die graf oorwin is, dat dood gebreek is en dat daar ewige lewe beskikbaar is. Die Romeine kruisig 'n krimineel. Die godsdienstleiers sorteer 'n probleem uit. Die disippels beleef die sterwe van die Here Jesus as 'n wegneem van hulle hoop. Maar in daardie oomblik sê die Bybel, toe juig die hemel, omdat Satan oorwin is. En nou is my vraag, waarom dit noodsaaklik is dat Jesus moes opgestaan het. En ek gaan vir jou 6 redes gee. Baie konteks. Die eerste rede is dat die opstanding as bewys is dat jou en my sondes ten volle betaal is. En dis hoekom ek sê die opstanding net vir my so 'n ietsie hoër is. Want hy het vir my sondes gesterf, maar as hy in die graf gebly het, kon my sondes nie ten volle vereffen gewees het. Die opstanding was die bewys, en ek lees vir jou. Romeine 4 vers 22, hy praat van Abraham, hy sê daarom, omdat hy geglo het, is dit hom tot geregtigheid gereken. Maar, dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe, dat het hom toegereken is nie. Maar ook van ons ontwil, hoor nou, aan wie dit toegereken, sal word ons wat glo, in hom wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is met sy sterwe, terwille van ons misdade. Hy moes in ons plek sterf. Maar hy's opgewek vir wat? Terwille van ons regverdig maak. Toe Jesus uit die graf uit opstaan, toe besit hy die mag deur sy offer. Bied die opstanding hom die mag om vir jou en vir my te sê, ek sien jou en ek maak jou my kind. En hy maak dit aan die ander kant van die graf. Dit kan nooit weer terugdraai nie. Hy's opgewek terwille van die feit dat jy en ek kan sê, my status voor God is reg. Nie omdat ek geglo het nie,
Nie omdat ek my sondes bely het nie. Nie omdat ek tot stilstand gekom het en tot bekering gekom het nie. Ek is sy kind omdat hy so sê. En ek dink ons moet versigtiger omgaan met hoe ons saligheid definieer. Nie omdat ek gebid het nie. Nie omdat ek aangeneem het nie. Nie eers omdat ek geglo het nie. Geloof is net die hand wat uitreik, of die leë hand wat uitreik, na die genade van God. Maar dis hy wat my lewe gee. Dis hy wat die uitspraak van vryspraak maak. 'n tweede rede waarom Jesus moes opstaan, is dat die opstanding het ewige lewe moontlik gemaak. Ek het nou net gesê, hy maak hierdie uitspraak nie terwyl hy in die graf is nie. Hy maak hierdie uitspraak toe hy aan die ander kant van die graf is, toe hy deur is, toe sy lewe vir ons aangebied is, nie net vir ons sondes nie, maar om soos hy vir ewig in 'n verhouding met God die Vader te kan wees op grond van die bloed van Jesus. 1 Korintiërs 15 vers 22 sê, want soos hulle almal in Adam gesterf het, so sal hulle ook almal, hoor nou, in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna sal die einde kom, wanneer hy die koninkryk van God die Vader oorgee. As hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood wat 'n einde maak aan lewe. Die opstanding van Jesus gee vir my en jou ewige lewe. Ek wil nie veel sê nie, maar gaan lees bietjie weer vers 24 en 25. En onthou dit wat ons nou al in die afgelope 12 Sondag gesê het oor die progressiewe openbaring van God se evangelie deur die dispensasies. Die derde rede is die opstanding was noodsaaklik sodat elke mens ook sy eie opstanding kan hê. 1 Korintiërs 15 vers 20 sê, maar nou Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling van die ontslapenis geword. Want aangesien die dood deur een mens is, onthou julle, ons het almal in Adam gesterf, is die opstanding van die dode deur een mens. Sy sterwe en sy opstand kanselleer die feit dat ek in Adam gesterf het toe ek sonde gedoen het. Want hy word die opstanding vir jou. Dis hoekom Paulus skryf in 1 Tessalonisense 4 vers 18, as hy praat oor die hereniging waar hulle wat in Christus gesterf het, eers sal opstaan, daarna ons wat in lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, dan sê vers 18, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.
as die persoon wat jy weggee as hy gesterf het, aan Jesus behoort het, het jy nie nodig om te treur nie. Maar jy moet treur, wanneer die persoon wat jy afgegee het, nie aan Jesus behoort het. Vers 51 van dieselfde boek, selfde hoofstuk. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Hoor nou, ons sal wel nie almal ontslaap, ons sal nie almal doodgaan nie. Maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink. Ek wil jy moet fokus op vers 52 se woorde. Wat is 'n oomblik? Nou is dit verby. In 'n oogwink, hoe vinnig knip jy jou oog, dan is dit verby. So jy kan nie, as dit kom, gereed maak nie. Ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink. By die laaste bassein, van die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Die opstanding bevestig ons eie opstand. Die vierde, die opstanding van Jesus bevestig dat hy die Seun van God is. Onthou julle in vers Matteus 27 vers 54 as ek reg is, sterf Jesus, die voorhangsel skeur, daar's chaos. En die hoof van oor 100 sê, waarlik, hy was die Seun van God. Nou kom Paulus in Romeine hoofstuk 1 en hy bevestig dit, dat die opstanding van Jesus juis hierdie verhouding bevestig. Hy sê aangaande sy seun, wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid, hy praat van Jesus, wat uit die geslag van Dawid gebore is. Hy sê, en na die gees van heiligheid, met krag verklaar is as die Seun van God. Hoe? Deur die opstanding uit die dode. En as jy nou al die tyd nog gewonder wie hy is, wie is hierdie Seun? Wie is hierdie een gebore uit Dawid? Wie is die een wat met krag verklaar is as die Seun van God? Dan sê hy, dis Jesus Christus, ons Here. Hy word as gevolg van die feit dat hy opgestaan het, met krag verklaar as die Seun van God. Wat sê Paulus? Want toe hy gesterf het, is hy van die Vader afgeskeer vir my sonde. En hy is afgeskeer vir my sonde, want God moes plek maak vir sy kind. En nou word Jesus die Seun van God genoem, omdat hy die een was wat vir jou plek gemaak het. Hy word ons broer. Hy word vlees van ons vlees, as ons in Christus Jesus die verlossing aanneem, en hy my sy kind maak. As Seun van God, moes hy vir sy boeties plek maak. En dit gebeur deur die opstanding van hom uit die dode. Die voorlaaste
Die opstanding bied ons iets om van te getuig. As ons vanmôre niks gehad het van die opstanding, dan het ons niks gehad om oor te praat. Dan was hy net soos, met groot respek, net soos Mohammed, net soos Boeddha, net soos Confucius, net soos enige ander god of goddelike wese wat sogenaamd op hierdie aarde geleef het. Maar ons het vanmôre iets om van te getuig. Net omdat hy opgestaan. Vers Romeine 1 gaan so eentjie verder en hy sê, na die gees van heiligheid met krag verklaar as die seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here, deur wie ons die genade en die apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene, ter wille van sy naam, onder wie julle ook geroepenis, dis gestuurdes van Christus is. Die opstanding bied iets wat ek met iemand kan deel. Dis nie 'n historiese figuur nie. Hy was nie die beste mens op die aarde nie. Hy het opgestaan om vir my iets te gee wat ek kan gaan verkondig. Ek sluit af. Die laaste rede waarom die opstanding belangrik is sonder die opstanding is ons geloof nutteloos. En wat kan ons dan glo? 1 Korintiërs 15 vers 14. Hy sê, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs. En selfs ook julle geloof. Want wat help dit, jy sit vanmôre hier, en ek vertel vir jou van die wonderlike lewe van Jesus, as 'n historiese figuur, hy het nie opgestaan nie, en wat gaan jy glo? Waarmee gaan jy weg? En dan word ons as valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy opgewek is. Hy wat nie opgewek is nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Hoor nou, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Hoor nou, dan is julle nog in julle sonde. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. Dan kan ons die kerk se deur toemaak. Dan kan ons gaan leef net soos ons wil en sterf. En dis juis waarom God ons roep vir sy as kinders. Want hy het opgestaan. Ons het iets om oor te getuig, en ons geloof het voete. Die geopende graf van die heiliges was die teken, of die voorskou, as ek 'n gevolgtrekking maak, van 'n profetiese skokgolf, wat aan die kom is. Toe die grafte oopmaak daardie oggend buite Jerusalem, toe sê die oop graf, iets gaan gebeur. Jesus gaan opstaan.
Die opstanding van Jesus laat die bewyse vry van wie hy is en wat hy doen. Met die dood en die opstanding van Jesus is die binnekring van die dood, die graf versteur en die Messias het oorwin. Dis waarom die kruis nie net bloot 'n tragiese veroordeling van 'n onskuldige mens was wat ander nie van gehou het nie. Maar die kruis was die oorwinning binne sy lyding en smart opgesluit. En ek dink dit is wat Jesus in die kruis gehou het. Hy kon sekerlik op 'n ander manier my en jou gered het. As God kon hy sekerlik van die kruis afgeklim het, want hulle vra vir hom, as jy die Christus is, klim van die kruis af, wys ons. Maar wat hou hom aan die kruis? Dat sy lyding en sy smarte oorwinning inhou vir my en jou. Kom ons buig ons harte. Here, ons aanbid U vanmôre vir die kruis en vir die opstanding van Jesus. Ons eer U vanmôre, Here, dat ons 'n opgestane verlosser dien en aanbid. En dat hy deur sy gees vanmôre hier is. Om dit wat gesê word te kom bevestig en te versterk en te verewig. Nooit weer, Here, het ons nodig om sonde en die dood te vrees nie. Sonde is alleen vir my 'n verskrikking en 'n moeite en 'n neerlaag as ek dit uit myself uit probeer oorwin. Maar dankie vir U oorwinning. En al wat U vra is bly in my, soos ek in jou. Dankie dat die dood tydelik is. Dankie dat ons vanmôre weet dat daar vir ons 'n dag gaan wees as U vir ons kom haal. Of ons gesterf het, sal ons opgewek word. En as ons nog lewe, ons saam met hulle wat gesterf het, in wolke weggevoer gaan word die Here tegemoet in die lig, om so altyd by die Here te wees. Dankie vir die bemoediging. Dankie vir U woord. Ek aanbid U vir so groot genade. Amen.